Ons het gister gekyk na die gevolg daarvan as die Heilige Gees die beheer oorneem. Hy maak mens 'n nuwe mens. Hy maak jou 'n nuwe persoonlikheid. En ons gaan nou kyk in die volgende 3 keer na die 9 vrugte waarin ons kan meet of die Gees beheer oorgeneem het. Ons kom vandag by die eerste 3. Nou die interessantheid van die vrugte is dat daar net gesê word die vrug van die Gees. So is nie verskillende dinge nie, dis fasette van dieselfde ding. Dis ander kyk op dieselfde ding. So ons gaan na 3 daarvan kyk vandag. Here, ons is in afwagting, want om te sien hoe ons lyk as U ons verander het, is om op 'n heilige plek te wees. Wil U nou vir ons leer? Wil U by ons wees? Wil U ons vorm? Amen. Galasiërs 5. Ons het nou gelees van die praktyke van die sondige natuur. Daarteenoor sê hy, is die vrug van die Gees die volgende. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Vandag die eerste 3. Liefde, vreugde en vrede. Nou ons weet nou al dat daar verskillende Griekse woorde vir liefde is. Afrikaans het ons net 1 woord. Maar Grieks het ten minste 5 woorde, 5 wat redelik gereeld gebruik word. Die eerste een weet ons nou al, is philos. Ons weet, ek weet vriende van ons, se hond se naam was Philos geweest, wat iets sê van diep vriendskap. Philos is daar die liefde wat vriende vir mekaar het, die onderlinge respek wat hulle vir mekaar het. Ons kry eros, dis die liefde tussen man en vrou. Dit ken ons ook al. En dan is daar storge. Dis die liefde tussen familie. 'n Ma se kind vir haar liefde. Storge liefde. En dan is daar een wat ons nie gereeld hoor nie, is xenia. Nou die xenia, ons hoor die van xenofobia, dis vrees vir vreemdelinge. Xenia beteken 'n liefde vir vreemdelinge, 'n gasvryheid, mense wat net toevallig by my aankom en ek gee hulle die beste behandeling. Maar die woord wat gebruik word in die eerste van die 3 wat ons vandag na kyk, is die bekende agape. Dis goddelike liefde. Dis onvoorwaardelike liefde. Gewoonlik word liefde gekoppel aan iets wat dit verdien. Enigeen van hierdie voriges ons gegee het daardie persoon, of partykeer is dit goed, dit kan 'n troeteldier wees, dit kan 'n stuk besitting wees, is ons liefde daarvoor, want die ding is vir my oulik, en hy help my, en hy beskerm my, en hy is by my as ek alleen voel, of ek kan op hulle reken, op my vriende. Dit is liefde wat voorwaardelik is. Wat beteken, as hulle dit nie meer doen nie, as die vreemdeling skielik 'n mes uitdruk, of my maat het my sleg gesê agter my rug, of my troeteldier het iemand gebyt, dan skielik is ek nie meer so lief vir hom nie. En dan is daai liefde ook weg. Agape beteken, nie jy verdien my liefde nie, maar die liefde vir jou kom hier van binne my af. Ek het dit ongeag wat jy doen. En daarom kan die Bybel inderdaad sê dat God sondaars lief het. Nie oor hulle oulik is nie, hulle vernietig sy koninkryk en breek alles af wat hy bou. Maar dit sê iets van die karakter van God. Ek gaan ongeag wat hulle doen, met hulle doen wat liefde met so iemand doen. En dis 'n kritiese kenmerk van 'n Christelike lewe. Ek weet vir my is een van die kosbaarste dinge, en dis 'n gemeenskaplike ding met talle mense wat 'n radikale keer na die Here gehad het, is hulle het hierdie onbeskryflike liefde vir mense, vir alle mense. Hulle wil net na mense uitreik, hulle wil mense van die Here vertel, hulle wil mense help. Liefde, onvoorwaardelike liefde, agape liefde, is 'n belangrike kenmerk van ons as kinders van God. Die tweede een is vreugde. Die vreugde kan natuurlik
van buite kom, dan is dit weens een of ander goeie nuus wat ek gekry het, of 'n checkie wat ek in die pos gekry het. Deesdae het ons nie met checks nie, is maar sommer net 'n inbetaling in my bankrekening. Of my span het gewen en jy kan dit op 'n myl sien. Hierdie een is 'n goeie by, dat iets buite hom gebeur wat hom opgewonde maak. Nou weet ons dat daardie dinge wat van buite kom net so kan verdwyn ook. As my span toe nie gewen het nie, of ek nie die verwagte betaling gekry het nie, kan jy op 'n myl sien daar's fout. Maar hierdie vreugde is 'n vreugde wat van binne kom. Ek kom dus met vreugde aan in 'n situasie. Ek het 'n ingesteldheid van blydskap. Ek is voortdurend bly. En al is dit nie sleg, soek ek iets wat positief is, want my blydskap is onblusbaar. En dit is vir Christene geweldig belangrik. Dit is 'n teken van 'n positiewe gees. As dit in my lewe is, weet ek die Gees is aan die werk. Derde wat ons vandag doen is vrede. Vrede is 'n geweldig belangrike faset in die Bybel. Die vrede wat God kom bewerk het, want vrede beteken daar's onmin, daar's vyandskap, en toe het iemand gekom en hy het 'n eerste tree gegee. Ek het al baie gesien as honde beklei, sê mense, "Sjoe, daai hond gaan my hond doodbyt." Nee, hy sal hom net doodbyt solank jou hond terug beklei. As een oorgee, is die geveg verby. Vrede beteken dat ek 'n opoffering sal maak om die geveg te laat eindig. En die bekende natuurlik die Hebreëse woord shalom, wat ons al 'n bietjie leer ken het, wat al 'n ingesteldheid het van vrede. Jy is veilig by my. Ek sal jou nie aanval nie, ek sal jou nie benadeel nie, en ek wens vir jou ook voorspoed. Dit is 'n belangrike deel van 'n Christelike lewe. Die bekleierery, dit was deel van die vrug van die praktyke van die sondige natuur. Hulle het die bekleierigheid gehad en gevegte en goed onder mekaar. Maar as Christen is die behoefte om te beklei klaar. Ek wil nie meer veg nie. Ek weet dat die geveg in ons inherent aan ons is, ek het daarmee groot geword, en dis nog in my tyd selfs baie na gewees aan ons, was die Boereoorlog. Ek het 'n ouma gehad wat in 'n konsentrasiekamp was, en sy het die Engelse met 'n passie gehad. Sy het vertel hoe hulle diere doodgemaak het, die huis afgebrand het waar hulle was, en sy het hulle geweldige haat daarvoor. Maar ten spyte daarvan het ons Engelse bure gehad, en hulle het 'n geweldige mooi verhouding met mekaar gehad, diep respek vir mekaar, baie by mekaar gekom, by mekaar geleer. Toe die oorlog verby is, het hulle na redes gesoek om vrede te bewerk, selfs met mense met wie ons voorheen gestry het. 'n Behoefte om vrede te maak is 'n belangrike aanduiding van die werking van die Gees in ons lewe. Maar iets wat ons gedagte moet hou met hierdie vrug van die Gees, is dat dit nie iets is wat ons moet probeer doen nie. Natuurlik moet ons dit doen, maar dis nie die doel hoekom dit hier genoem word nie. Hier word dit spesifiek genoem as 'n toets. Ek kan aan die hoeveelheid hiervan in my lewe, en ons gaan nou sien na die anders ons nou hulle toe aangaan ook, die hoeveelheid daarvan is vir my aanduiding van hoeveel die Gees in my lewe werk. Waar die Gees in my lewe werk, kom hierdie dinge van self. In die ou stelsel, in die wet, waar ek nog my plig moes doen, en ek my pad moes opwerk na God, toe was dit 'n stryd en 'n worsteling. Jesus het gepraat van die las wat mense dra. Godsdienst was vir hulle swaar geweest. Maar toe die Gees kom, het hy my lig gemaak, het my vry gemaak. So ek het nie gewerk na hierdie dinge toe nie. Ek kon hulle nie keer nie. Hulle het net in my lewe ingekom. En in die mate waarin hierdie dinge nie in ons lewe is nie, help dit nie ons probeer die dinge nou kry nie, met moeite probeer ek maar net lief wees vir mense vir wie ek nie wil lief wees nie, of ek is nie regtig 'n vreugdevolle mens, eintlik is ek baie negatief, maar ek weet ek moet eintlik positief wees, en dan probeer ek dit wees. Dis nie die doel hier nie. Wanneer jy agterkom dat 'n vrug vrot is, help dit nie jy probeer daai vrug, ons het dit gister genoem, daai vrug net mooi maak nie. Jy moet teruggaan na die plek waar die boom sy kos kry. En waar die verandering deur Jesus in my lewe gekom het, toe die Gees beheer geneem het, toe ek die beheer aan hom oorgegee het. Ons het gister gesien, dis 'n beheerstryd tussen ons sondige natuur en tussen God se werking, die Gees se werking. Toe ek die beheer aan hom oorgee, toe het ek 'n nuwe mens geword.
En as hierdie dinge nie in my lewe is nie, dan moet ek nie hierdie dinge probeer kry nie, dan moet ek teruggaan na die oorspronklike plek toe waar die goed gebeur het en besef, ek het nie my redding verstaan nie. Ek het dalk nie regtig oorgegee nie. So hierdie dinge is eintlik 'n toets wat ons kan aanlê. As ons dit in ons lewe kry, dan gaan ons terug en sê, Here, kan ons weer oor my redding praat? Vertel my weer wat gebeur het toe Jesus vir my kom sterf het. Hoe was dit vir U gewees? Hoe kosbaar was ek vir hom? En daarop nuut maak ek my redding my eie. Dank ek die Here vir die feit dat ek sy kind kan wees. Bely ek my sonde en begin ek 'n nuwe lewe. En dis die doel hiermee. Mag die Here in hierdie tyd ons help om die vuur terug te kry in ons lewe. Here, dankie dat U lewe is. En dat U lewe veroorsaak. Dat U nuut maak en bruikbaar maak. En as U in ons lewe is, kan ons dit nie wegsteek nie. Dit straal uit ons uit, dit oorweldig mense. Ons wil vol wees van die onvoorwaardelike liefde. Ons wil U vreugde in ons lewe hê, wees die feit dat U in ons lewe gekom het. En ons wil graag as U kinders vrede veroorsaak. In ons eie lewe is vrede vir ons belangrik. Ons wil ook vrede veroorsaak rondom ons. Wil U ons help? In Jesus se naam. Amen.